Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend die 7de April 2025. My naam is Dani Gerber en man, ek is so opgewonde. Al is dit 'n maandag, baie mense sê ja, dit is 'n blou maandag. O, ek is so opgewonde oor 'n maandag want dit is 'n nuwe week, 'n nuwe geleentheid om die evangelie van God oor te dra aan ieder en elkeen wat dit wil hoor en moet hoor. Amen. Halleluja. Vandag wil ek bietjie gesels oor waar staan ek en jy? Nou, ek staan in die stort, of ek staan voor die ketel, of ek staan in die kombuis, ek staan in my huis. Nee, ek wil weet, waar staan jy geestelik? Waar staan ek en jy geestelik in ons geestelike lewe? En daar's niemand wat dit kan beantwoord nie, behalwe ek myself en jy jouself. Hier dan God ken ons, nie? Hy deursoek ons hart, hy deursoek ons niere, daar's niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. Ek kan so holy staan voor mense op 'n Sondag by die kerk of voor vriende, Christelike vriende wat ek het, en ek kan so holy lyk, maar waar staan ek werklik? Paulus sê dit daarso in 1 Korintiërs 3, dat hy kon nie met hierdie mense deel, want hulle was nie geestelik opgewas nie. En ons gaan 'n bietjie lees daarso, 1 Korintiërs 3, hier vanaf vers 1. Hy sê, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangezien daar onder julle jaloersheid, twis, tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Maar toe ek nou hierdie gedeelte lees toe, so asof dit nou nie lekker sin maak nie, dan gaan kry ek die boodskapbybel. Nou ek wil dit net hierso vir julle lees in die boodskapbybel. Hy sê hierso vir my, my vriende, ek kon nie met julle praat soos met mense wat die geestelike dinge van God verstaan en so leef nie. Ek moes so waar met julle gepraat het, soos met mense wat glad nie bekommerd is oor wat God wil hê nie. Julle dink net aan julleself. Julle was net soos mense wat so pas Christene geword het en nog nie mooi weet wat Jesus van julle verwag nie. Geestelik was julle soos papbabietjies, soos 'n papbabietjie net melk kan inkry. Het julle net kans gesien vir die heel eenvoudigste geestelike boodskappe. Enige iets meer ingewikkeld was vir julle te veel. En nog steeds gaan dit so met julle, want julle stel net belang in julleself en julle menslike behoeftes. Kyk net na julle. Julle beklei soos kat en hond en gun mekaar niks nie. Bewys dit nie juist dat julle net aan julleself dink nie? Tree julle nie op soos mense wat eerder hulle eie belange as God se belange kies nie? Is dit nie presies wat julle prakties bewys as die een sê, ek dink Paulus is die beste dominee, en die ander een weer, nee, ek dink Paulus is beter nie? Is dit nie maar wat die mens doen nie? So die boodskap Bybel breek dit so mooi uit. En weet jy wat sê God se woord vir ons? Hy sê, ek het mense nodig wat my in gees en in waarheid sal aanbid. So ek en jy moet beginne om hierdie vleeslikheid af te lewe. Ons kan nie vleeslik meer wil in God se woord wil ingaan nie. Ons moet geestelik gaan. Ons moet bid. En die woord sê vir ons, as ons gaan kyk daarso in Johannes 4:23, hy sê, maar daar kom 'n uur, en daai uur is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. My boetie en sussie, kom op 'n punt waar ons sê, weet jy wat, genoeg is genoeg, ons gaan bietjie oor, ons kan nie nou net nie op melk nie, ons moet nou begin 'n vaste spys inneem. En wat is die vaste spys? Dis die woord van God. So kom ons luister nie net meer as iemand iets sê, en as dit nie vir my sin maak nie, dan los ek dit, en ek is nou nie regtig geïnteresseerd nie. Kom ons gaan kyk wat sê God se woord. Wanneer iemand 'n boodskap gee en hy praat daaroor, gaan na God se woord toe, gaan kyk, sê God se woord so, vat dit en maak dit jou eie. So kom ons kry die vaste spys van God in. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie weer eens vir u woord.
Here, dankie dat U vir ons wys, waar staan Dani vandag? Here, waar staan ek geestelik? Het ek gegroei of het ek gedaal, wat die regte woord, het ek net op een plek gebly en ek groei nie meer geestelik nie? Here, kom en kom vernuwe my hart, kom vernuwe my gedagtes, sodat ek sal groei, dat ek nie meer op melk sal wees nie, maar op vaste spys van God se heilige woord. Ons loof en prys en eer U in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie op hierdie lieflike maandag. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.